Vriende, ons is hier by mekaar omdat ons die Here ken en omdat ons die Here liefhet. En omdat ons weet hier by hierdie plek het ons 'n wonderlike ontmoeting met die Here. Later vandag gaan ons luister en lees uit Efesiërs. Daarom ook vandag die wotum wat uit die Efesiërbrief uitkom. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. En deel van hierdie seëninge is die vrede van God wat ons toekom. En ek kan julle vandag in sy naam groet. Genade en vrede van God ons Vader, van die Here Jesus Christus, van die Heilige Gees. Vandag wil ek graag Efesiërs 5 vers 1 tot 11 vir julle voorlees. Ek weet nie of julle sal kan sien, dit is waarskynlik 'n bietjie klein daar op die skerm. En ons luister na hierdie gedeelte in die Bybel, juis met die doel om na ons eie lewens te kyk, om te hoor wat die Here vir ons sê oor ons eie lewens, om onsself te toets en te spieël in sy woord. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowiges betaam, moet daarvan ontug, onseerlikheid in enige vorm, of gierigheid onder julle, selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onseerlik lewe of 'n gierigaard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. En as ons so luister na die duidelike woord van die Here, wat so duidelik riglyne vir ons lewe deurtrek, dan weet ons dat ons geen rede het om onsself beter te ag as ander mense nie. Maar dat ons na onsself kan kyk en ons eie gebreke raak sien, ons eie tekortkominge raak sien en dit voor die Here kan lê. As ons dan nou gaan sing, heilig, 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 dan is dit met die wete dat dit die Here is wat heilig is en ons so ver tekort skiet. Ek wil juist vir julle wys op Efesiërs 1 vers 5 tot 11. Hierdie uitgangspunt, omdat julle kinders van God is. Daarom moet daar iets van God se heiligheid in julle weerspieël word. Want soos dit gelowiges betaam, so moet ons die heiligheid van God weerspieël. Ek het ergens hierdie spreek van Leonard Sweet raak geloop, waar hy sê, ons word Christene genoem, nie omdat dit die naam van ons geloof is nie, maar omdat ons volgelinge van Christus is. Ons lewe volgens Christus. Ons lewe deur Christus, vir Christus. In alle opsigte is Jesus Christus vir ons sentraal. En dis 'n belangrike ding om te onthou. Dis nie net ons naam dat ons Christene is nie. Ons is nie net 'n groep mense met 'n naam, dis nou die Christene nie. Ons is Christene omdat ons regtig volgelinge van Jesus Christus is.
en daarom die heiligheid van God in ons eie lewe soek en hom so wil volg. Ons het alreeds tydens die voorsang die oorwinningslied gesing en daarmee iets gesê van ons toekomsverwagting, 'n verwagting waar ons saam met alle gelowiges van alle tye en alle plekke die naam van die Here gaan grootmaak. En hier in hierdie lied wat ons onsself toegewy het aan die Here, nadat ons geluister het na sy wil vir ons lewe, het ons weer hierdie betekenis, hierdie groot waarheid opgehaal, gesê, dit is waarheen ons op pad is, waar ons uiteindelik almal saam gaan sing, heilig, heilig, heilig Here. En dit gebeur ook vandag, as ons hier as gemeente bymekaar is en saam sing. Dit gebeur ook wanneer gelowiges hulle geloof in die Here bely. En ek wil u graag uitnooi om dit nou ook saam te doen. Kom ons staan en ons doen dit saam hardop. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Baie dankie, jy kan weer sit. Dankie julle, ons is klaar. Kom ons word saam stil in gebed voor die Here. Voor U, ons almagtige God en Vader, kom staan ons vandag in afhanklikheid. Word ons stil, omdat ons die vreugde ervaar van U teenwoordigheid. Is ons opgewonde, Here, omdat U groot is en goed is, en omdat U ons oordek met U goedheid. Ontvang ons die gawes van U goedheid uit U hand. Here, ons loof U. Ons bring aan U die eer wanneer ons saam sing, wanneer ons stil word in gebed, wanneer ons geloof in U bely en dit saam hardop doen, weet, dit klink ook oor die ganse wêreld heen op. En eendag sal ons as gelowiges saam voor U troon staan, sal ons die knie buig, en ons weet elke stem sal erken, Jesus Christus is die Here. Hoe heerlik dat ons dit vandag hier saam kan doen. Hoe heerlik, Here, dat dit dit is wat ons saam bind vandag hier. Wat ons saam opgewonde maak hier. Dankie dat ons U teenwoordigheid kan ervaar. Dankie dat ons U teenwoordigheid in die wêreld kan ervaar. Here, elke dag kan ervaar. Ons weet ook dat dit nie elke dag so sigbaar is nie. Ons weet ook dat ons partykeer met 'n geloofsoog moet kyk, want wat ons rondom ons sien is 'n wêreld wat verval, 'n wêreld wat gebuk gaan onder sonde, 'n wêreld wat sy rug draai op U, mense wat swaar kry, omdat ander mense dit vir hulle moeilik maak. Daarom dink ons vandag ook, wanneer ons hier in opgewondenheid, dankbaarheid, vrolikheid, geseën met U gawes bymekaar is, dink ons aan mense wat swaar kry, Here. Dink ons aan mense wat honger is,
wat in hierdie tyd van koue bitter swaar kry. En ons dra hulle ook aan U op, Here, met 'n besef van ons eie verantwoordelikheid en dat ons U liefde ook teenoor hulle moet uitstraal, wil uitstraal. Omdat ons die warmte van U liefde ken, dat dit ons ook aanspoor om dit uit te straal na ander. Here, in die afgelope tyd het ons gehoor van opstande, juis gemik teen vreemdelinge in ons land. Ag, ons het nie die antwoorde nie. Ons weet nie hoe om daarop te reageer nie. Ons besef die sosiale nood word nog net meer deur meer mense wat in ons land instroom. Maar ons weet ook, Here, dat dit mense is wat swaar kry. Daarom kom ons net na U toe met 'n belydenis van ons eie onkunde. Maar ons bid, Here, gee dat ons harte nie sal verhard nie. Gee dat ons met sagtheid sal omsien en sal bewus wees van ander mense se lyding. En nou word ons stil voor U woord. U woord wat ons wil leer oor ons lewe van elke dag. En ons optrede van elke dag. En ook ons verhouding met U. En ons bid U om ons stil te maak en ons aan te raak juist daar waar dit U wil is. Dat ons sal hoor wat U vandag ook vir ons wil sê. Ons luister, Here, omdat ons weet U, o Heilige Gees, is hier werksaam. By ons, in ons. En ons weet ons kan dit alles vra omdat Jesus Christus ons vriend is en ons voorspraak by die Vader. Aan U alleen die eer en in U naam, Here Jesus, bid ons dit. Amen. Die gedeelte wat ons vandag uit die Bybel lees is Efesiërs 5 en ons het nou toe ons gelees het die onsself gespeel het in die woord van die Here, het ons Efesiërs 5 vers 1 tot 11 gelees. Nou lees ons verder van vers 15 af. Wees baie versigtig hoe julle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optrede nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen. En nou kom ons by Vreek se teks. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Hierdie gedeelte begin met hierdie woorde. Wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Vers 15. En dan is dit eintlik die vraag wat 'n mens dadelik vra, nou, hoe leef verstandige mense dan? En vers 16 gee die antwoord. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Die ou vertaling, 53 vertaling en ook die 2020 vertaling sê, koop die tyd uit. Nou die vertalers het 'n bietjie probleem gehad om dit wat in die Grieks staan regtig te kan uitdruk. Albei, koop die tyd uit, sê dit op een manier, maak die beste gebruik van elke geleentheid, probeer eintlik iets van wat dit beteken weergee. Ons gaan vandag so 'n bietjie stil staan by hierdie gedagte. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Ek dink dis eintlik 'n pragtige motto vir 'n mens se lewe. 'n Lewensingesteldheid, 'n lewenslese, kan 'n mens omtrent sê.
wat 'n mens vir jouself kan toeëien en daarvolgens kan lewe, maak die beste gebruik van elke geleentheid. En as jy nou regtig baie grand wil wees, dan sê jy dit in Latyn, redentus tempus. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Dis 'n paar woorde wat eintlik so 'n belangrike lewensingesteldheid weergee. 'n Lewensingesteldheid beide ten opsigte van 'n mens se geestelike lewe aan die een kant en ook beginsels vir die alledaagse lewe. Elke dag se lewe en optrede. En dan sal julle dadelik vir my sê, maar die dominees in ons gemeente leer vir ons elke dag se lewe en die lewe onder die Heilige Gees is eintlik dieselfde. Dis nie twee verskillende goed nie. Mooi, julle het goed geluister, want dis presies wat hierdie gedeelte vir ons wil sê. En daarom is dit belangrik om te onthou dat dit inderdaad waar is. Die beginsels vir alledaagse lewe en die kenmerke van 'n geesvervulde lewe is eintlik presies dieselfde. Dis dieselfde ding. Vir ons as gelowiges leef ons die lewe van 'n geesvervulde lewe. En dit vind neerslag in ons lewe van elke dag. Maar terwille van die argument, gaan ons die twee tog 'n bietjie uitmekaar uithaal. En gaan ons aan die een kant eers praat oor beginsels van 'n alledaagse lewe, maak die beste gebruik van elke geleentheid, in terme van die alledaagse lewe, en dan ook weer, wanneer ons onsself regtig onder die leiding van die Heilige Gees stel, en 'n geesvervulde lewe elke dag lewe. So kom ons praat eers oor elke geleentheid, elke dag van ons lewe. Dit is so belangrik om te onthou, dat ons lewe regtig elke dag onder die leiding van die Here moet staan. Maar dat dit so maklik gebeur, dat ons tyd eintlik verkeerd beskou, verkeerd beleef, dat daar 'n verkeerde of 'n foutiewe agtergrondsbeskouing in ons lewe is oor tyd. En dit verarm ons lewe van elke dag. Een so 'n voorbeeld is dat 'n mens nie regtig die beste gebruik maak van elke geleentheid nie, wanneer jy net van hoogtepunt tot die volgende hoogtepunt in jou lewe. Die volgende partytjie, die volgende vakansie, die volgende salarischeck, die volgende verhoging of bevordering. En daarna sien ek uit. En alles wat eintlik tussenin kom, is nie regtig deel van my lewe nie, want ek sien net uit na die volgende hoogtepunt. Ek en Tina is op hierdie stadium op 'n baie goeie plek in ons lewe, waar ons op pensioen is, en waar ons nogal die tydjie in ons lewe gebruik om baie rond te ry en op verskillende plekke te gaan kuier, vakansie te hou. Dit sal die domste ding in die lewe wees as ons nou by die huis kom en dan al klaar weer eintlik die tyd wat ons nou by die huis is niks belangrik ag nie en net al klaar uitsien na die volgende vakansie. Ja, ons is baie gelukkig, daar is nou nogal baie van hulle in ons lewe. Maar dit is juis wanneer 'n mens vergeet van die een hoogtepunt, net van die een hoogtepunt na die ander lewe, en vergeet van die lewe tussenin, wat jy jou eie lewe verarm, en wat jy nie gebruik maak van die beste geleentheid nie. 'n Ander vorm waar ons nie gebruik maak van die beste geleentheid nie, is wanneer ons dink, ons moet ons foute miskyk. Wanneer ons nie regtig ons foute in die oë kyk nie. Ons maak die beste gebruik van elke geleentheid in ons lewe as ons foute, ons tekortkominge, ons mislukkings direk in die oë kyk. En direk vir onsself afvra, wat het verkeerd gegaan? Hoekom het ek hierdie fout gemaak? Hoekom hierdie mislukking wat ek ergens gemaak het? En leer uit jou fout uit, sodat jy dit volgende keer nie herhaal nie. En sodat jy volgende keer
beter weet. Dit is juis wanneer ons foute en ons mislukkings probeer ignoreer, miskyk. Dit is juis wanneer ons dit ontken of iemand anders die sondebok maak van ons foute, wat ons dit herhaal, wat ons weer dieselfde fout maak, wat ons dink ons kan wegkom. Dis die grootste fout om jou fout mis te kyk en nie in die oë te kyk nie. 'n Ander vorm waar ons die beste gebruik maak van elke geleentheid in ons lewe, of waar ons dit juis nie doen nie, is wanneer ons vergeet dat dit gaan oor nou, oor hierdie lewe, oor hierdie oomblik waarin ek myself bevind. Want ons is so geneig om eintlik te dink aan die volgende keer wanneer dit beter gaan. As hierdie week net eers verby is, dan sal dit beter gaan. As ek net eers my studies agter die rug het, dan sal dit met my beter gaan. As my kinders net eers uit die skool uit is, dan sal dit beter gaan. As hierdie kwartaal net eers verby is, dan sal dit beter gaan. En die werklikheid is, dit word nie beter nie. Die program word nie leer nie. Geniet hierdie oomblik. Maak die beste van hierdie oomblik. Moenie wag vir die tyd wanneer dit beter gaan word nie. Maak die beste van hierdie oomblik. En dan verwant daaraan is die ander fout wat 'n mens so maklik maak om te sê, as dinge tog net anders was. As my kind tog net 'n ander onderwyser gehad het, dan sou dit soveel beter gegaan het. As ek maar net 'n ander kleur hare gehad het, of as ek maar net 'n ander vrou getrou het, dan sou dit beter gegaan het. En elke keer probeer 'n mens op hierdie manier ontsnap uit die werklikheid en verarm jy jouself en jou lewe. In steede daarvan dat jy sê, ek maak die beste gebruik van elke geleentheid. Nou, hierdie kwartaal, hierdie week, met hierdie fout wat ek gemaak het om dit nie weer te maak nie, om te leer daaruit, ek maak die beste gebruik van elke geleentheid. So hoe maak 'n mens die beste gebruik van elke geleentheid? Wel, ek glo daar's baie lewensafrigters wat nog baie meer sal kan sê, en daar's baie mooi spreuke daaroor ook al opgeteken. Ek het hierdie ene wat vir my ook baie mooi is. Dit maak nie saak wat jy verloor het nie, maar dit maak saak wat jy oor het. Ek het dit gesien met so 'n prentjie van 'n ryer wat 'n padda besig is om 'n padda in te sluk. En dan is die padda so in sy bek, maar die padda het hom so om die keel beet. So die ryer kry nie die padda afgesluk nie, en hy maak nog die beste van hierdie geleentheid. Dit gaan nie oor wat jy verloor het nie, dit gaan oor wat jy oor het. En dit is omtrent wat iets uitbeeld van hierdie ingesteldheid. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. So, hierdie is die algemeen geldende reëls vir elke dag van ons lewe. Maar hierdie gedeelte wat ons gelees het, wil ons baie duidelik ook wys, dat daar ook ten opsigte van ons geestelike lewe 'n kant is, waar elke geleentheid deel is van hierdie uitspraak, maak die beste daarvan. En hoe doen ons dit? Efesiërs 5 vers 17 sê, probeer te wete kom wat God wil hê jy moet doen. Probeer te wete kom wat God wil hê jy moet doen. En dan, hoe doen 'n mens dit? Hoe kan 'n mens te wete kom wat God wil hê jy moet doen? Vers 18 gee die antwoord, laat die Gees julle vervul. En dan weer, nou sê die Bybel hier in vers 18 vir ons, laat die Gees julle vervul, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. Nou, moderne opvoedkundiges sê,
mens moenie negatiewe voorbeelde gebruik om iets positiefs te probeer oordra nie. Maar ek dink ons kan maar hierdie negatiewe voorbeeld gebruik en 'n bietjie mooi luister daarna om die waarde, die betekenis van hierdie woorde moet julle nie aan drank te buite gaan nie, om die betekenis daarvan vir geesvervulling te verstaan. Want wat gebeur as 'n mens jouself aan drank te buite laat gaan? 'n Doodgewone skaam ouetjie word ewe skielik baie luidrugtig. Die tingerige ouetjie begin ewe skielik glo hy's 'n meester van oosterse gevegskuns. Teruggetrokke persoon is ewe skielik vol bravade en baie slim. Want daar gebeur iets met 'n mens wanneer jy 'n dop of twee in het. En dit neem jou persoonlikheid oor. Nou, dis die punt waaroor dit hier gaan as die Bybel vir ons sê, word met die Heilige Gees vervul. Want dis wat gebeur as die Heilige Gees jou vervul. Hy neem ons persoonlikheid oor. Hy maak ons so nuut. Hy maak ons soos wat hy wil hê ons moet wees. Hy verander iets diep binne in ons, sodat ons inderdaad meer en meer leef, soos die Here wil hê ons moet leef. So om dan so 'n bietjie oor die vervulling met die Heilige Gees te praat, moet ons ook verstaan dat in die Bybel dieselfde term gebruik, vervulling met die Heilige Gees of oproep, laat julle deur die Gees vervul, maar eintlik na 3 verskillende goed verwys, soos ons dit in die Nuwe Testament kry. In die eerste plek daardie eenmalige, onherhaalbare geleentheid waar die disippels bymekaar is in die bofortrek en die Heilige Gees uitgestort word en die kerk gebore word op Pinksterdag. Daardie geleentheid is hulle vervul met die Heilige Gees. En vanuit daardie geleentheid sê ons as gelowiges ook, want ons vind dit in die Bybel, dis die Bybelse boodskap vir ons, ons het die Heilige Gees ontvang, en omdat ek 'n kind van die Here is, omdat jy 'n kind van die Here is, het jy en ek die Heilige Gees in ons. Dit is 'n vastigheid, dit is 'n sekerheid. Paulus lê baie klem daarop, in die Romeinebrief word dit baie sterk beklemtoon. Niemand kan sê dat Jesus die Christus is, as dit nie deur die Heilige Gees is nie. Ek en jy het die Heilige Gees in ons. Dis vas en seker. Hier in Efesiërs 1 vers 13 en 14 staan daar, in Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het. En wat het hy beloof? Dit waarvan ons vandag gesing het. Die oorwinningslied. Ons weet dat daar 'n vastigheid en 'n sekerheid is. En ons kan die oorwinningslied met vrolikheid en met sekerheid sing. Want ons is beseël deur die Heilige Gees as eiendom van God. En ons weet, dit is waar. Daardie sekerheid is wat die Heilige Gees en wat dit beteken dat ons kan sê, ons het die Heilige Gees in ons. Daar is ook 'n ander vorm van vervulling met die Heilige Gees wat ons in die Bybel vind. En dit is by spesifieke geleenthede, wanneer ons lees, Petrus is deur die Gees vervul toe hy voor die Joodse raad gestaan het. En hy het begin praat. En hy het 'n verstommende toespraak gelewer. Dan sê die Bybel ook, die Nuwe Testament ook, vervul deur die Heilige Gees het hy opgetree. En dan is daar die faset, die betekenis waaroor dit eintlik hier gaan. Daaglikse gehoorsaamheid. Om elke dag die beste gebruik te maak van elke geleentheid om gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees. En dis wat die Efesiërbrief bedoel as ons hier lees, dat dit gaan oor dat ons opgeroep word om as mense van die lig te lewe. Dis hierdie anomalie, hierdie onverstaanbaarheid,
wat ons ook dikwels in die Nuwe Testament aantref, wat ons ook hier sien. Mense wat die Heilige Gees het, mense wat nuwe mense is, wat beseël is deur die Heilige Gees en seker is van die toekomsverwagting wat die Here vir ons gee. Mense wat leef onder bevel van 'n nuwe heerser, wat nie so leef nie. Wie se lewens nie daarvan getuig nie. Wie se lewens juis 'n ander boodskap oordra, deur die manier waarop hy en sy praat, grappies wat ons vertel, opmerkings wat ons maak oor ander mense, wat net eenvoudig indruis teen hierdie ding, teen hierdie waarheid, wat nie blyk dat ons leef as mense van die lig nie. En half die verstomheid, hoe is dit moontlik? Want die Heilige Gees vul ons, verander ons persoonlikheid, word die nuwe heerser van ons lewe. Ons moet leef as mense van die lig. Ons moet woorde in die Bybel ernstig opneem as ons dit lees wat ons vroeër vandag gelees het, dat ons moet leef met uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie. Dit is hoe mense van die lig lewe. Mense van die lig. Mense wat strewe daarna om te sê, ek wil die beste gebruik maak van elke geleentheid in my lewe, is mense wat verstandig leef. Hulle het insig oor hoe hulle nuwe heerser wil hê, dat hulle moet lewe. En hulle leef dit daagliks uit. En daarom staan ons, en sê ons in elke dag van ons lewe, in die gewone lewe, wat ook oorkoepel word deur my verhouding met die Here, deurdat ek 'n nuwe heerser het, maak ek die beste gebruik van elke geleentheid. Wil ek leef as 'n mens van die lig? En wil ek dan, as 'n mens verder lees in Efesiërsbrief, elke dag die wapenrusting van God aantrek om my in staat te stel dat ek dit sal doen, dat ek sal leef as 'n mens van die lig, dat ek met wysheid sal leef, soos my heerser my roep om te leef. Amen. Here, in U naam wil ons leef. Met U wapenrusting wil ons elke dag die lewe tegemoet gaan. En wil ons U naam uitdra met vrolikheid en met sekerheid. Met die sekuriteit wat U bied. En weet ons, o Heilige Gees, dat dit U is wat ons lei. Dankie dat ons daarvan seker kan wees. Dankie dat ons in afhanklikheid van U kan leef. En dankie dat U ons ook lei in ons lewe van elke dag om die beste te maak van elke geleentheid. Here, voor U buig ons en aan U wil ons gehoorsaam wees. Lei U vir ons daartoe. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by julle elkeen. Amen.